Ons moet erken, Markus laat dit tot nou toe klink of Jesus soms so bietjie moedeloos is, omdat sy disippels se geloof, kom ons sê maar, effens te kort skiet by tye. Maar ek dink nie hy is ooit vreeslik ontsteld oor hulle twyfel nie. Hulle was sy studente en sy vriende. Ek is oortuig daarvan die disippels wil nie graag daaraan herinner word nie, maar ons onthou mos 'n paar van daardie geleenthede. Byvoorbeeld daar in Markus 4:40, toe Jesus in die boot gelê en slaap het tydens daardie eerste groot storm op see. Nadat hy die storm stilgemaak het, vra hy vir die disippels: "Waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie?" En dan verloop daar 'n lang tyd en die disippels se geloof moes groei, want intussen gaan hulle self in opdrag van Jesus uit en genees baie mense. Na hulle terugkeer is daar 'n groot skare en Jesus doen die eerste vermeerdering van brode en visse. Dan is die 12 weer op see, hierdie keer alleen en weer is daar 'n storm. Jesus kom op die water aangeloop. Dit is die aand pas na die vermeerdering van die brode, maar hulle herken hom nie op die water nie. En Markus skryf in hoofstuk 6 vers 49, die disippels het hard geskreeu, want hulle almal het hom gesien en was vreesbevange. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: "Hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie." Jesus maak weer 'n storm stil en dan praat Markus iets van die 12 se harte wat nog verhard was, daar in vers 52. Nog later, na die tweede vermeerdering van die brood en vis, is hulle weer saam met Jesus in 'n skei op die see. Dit lyk my die see doen iets aan die disippels, want alhoewel hier toe nie weer 'n storm was nie, was daar weer 'n misverstand. Iets is nie lekker met hulle geloof nie. Jesus praat met hulle oor suurdeeg, maar die disippels is nie op dieselfde bladsy nie. Jesus sug, Markus 8 vers 17. Verstaan julle nie en begryp julle nie, het julle steeds verharde harte. En dan van Markus 8 vers 31 af, vandat Jesus nou openlik begin praat het oor sy dood en opstanding, sien ons die disippels is nou baie deurmekaar, maar ons moet begrip hê daarvoor. Die verheerliking op die berg en daarna Jesus se eerste lydensaankondiging het die disippels glad nie verstaan nie. En hierdie week sien ons toe Jesus onder in die vallei kom, loop hy hom vas in hierdie pa met die seun wie nie deur die disippels bevry kon word nie. Hulle leermeester is sommer baie moedeloos en daar in hoofstuk 9 vers 19 sug hy weer: "Ongelowige generasie, hoe lank moet ek nog by julle bly? Hoe lank moet ek julle nog verdra?" Maar wat doen Jesus? Hy gee nie moed op nie. In hoofstuk 9 vers 24 staan daar: "Toe die vader van die kind uitroep, ek glo, kom my ongeloof te hulp." Toe doen Jesus dit. Hy help die pa, hy bevry die seun. Hy vat die seun aan die hand na sy genesing en hy help hom regop. Vir my is dit so beskrywend van wat Jesus doen waar mense twyfel. Hy vat iemand wat twyfel, net soos iemand wat swaar kry aan die hand en hy help hulle regop. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat U nie met ons moedeloos raak wanneer ons soms twyfel nie, wanneer ons geloof te kort skiet. Dankie dat ons ook kan bid, ek glo, kom my ongeloof te hulp, maar dan met die versekering, U sal dit doen. U kom ons te hulp en U vat ons aan die hand en help ons weer regop. Help ons om ons oë gerig op U te hou en te weet, U is nie net die begin nie, maar ook die volëinder van ons geloof. Ons prys U naam daarvoor. Amen.